Sondag se boodskap oor dankbaarheid. Dat Hank so kosbaar met ons gepraat het. En jy het gekom daar die dankbaarheid op die naam van die Here groot te maak. Ek wil vir jou en my welkom sê. Dankbaar dat u hier is. Bly dat ons saam die naam van die Here kan groot maak en verheerlik vanmôre. Pastoor Daniel, dat ek hier weg was, van u welkom terug, pastoor. En sommer net ek om almal hier te sien. En ek gaan nie nooit om sommer van die eerste oomblik af om te spring. Je hart oop te maak en te sê, kom, Heilige Gees. Kom, ek sal agterkom. Die thema van die sangdiens gaan oor die Heilige Gees wat ons vol maak. Die strome van die Heilige Gees. Kom ons maak ook vanmorgen. En sê, Here, ek is hier. Ek wil my weke oprig vanmorgen. Kom maak het vol in die oggend. Saam met ons, en gaan we ook in die gebed in ons hand. Here, ons sal sing daarna, die naam van die Here. Hemelse Vader, wat 'n voorreg. Wat 'n kosbare voorreg om hier vanmorgen saam hier in die huis te wees. En ons kom met ons harte vol dankbaarheid. Ons kom met ons harte vol lof. Ons kom, Here, omdat ons dankbaarheid aan U wil bring hier in die oggend. En ons loflied, ons wil 'n loflied sing om ons dankbaarheid aan U te bring. En dank die Here dat U dan daar die loflied kom en ons volmaak en ons kom vervul. En ek wil sommer hier aan die begin bid, Here, as daar iemand ingekom het vanmorgen wat nie lekker voel, iemand wat U nodig het, iemand wat voel het gebed nodig, dan wil ek nou bid in hierdie oomblik, Heilige Gees, dat U sommer nou sal beweeg by elke dier en elke persoon aanraak in hierdie oomblik. Heilige Gees, het U nodig om te wag vir ons losvange. U werk wanneer U wil, U werk soos U wil. En ek wil nou bid en vra dat U sal leer daal en dat U sal beweeg, dat U by elke ongesteldheid, by elke bekommernis, by elke hartseer net sal stilstaan nou en die hand op 'n skouer sal plaas en dat U mense sal oplig en verhoog, sodat ons eerste lied begin sing, ons dit met 'n loflied doen, ons dit met 'n dankbaarheid doen, ons dit met 'n opgewondenheid kom doen en op die oggend om vir U dankie te sê en dat ons verkondiging sal begin en inval en lofliedere sing tot eer van U naam. Here, ons plaas alles wat vanmorgen gebeur, nou in U hand. En ons wil graag om Heilige Gees, kom weer is vir ons hier. Ons het U so nodig. Ons het die aanraking nodig. Ons het die stroom van lewende water nodig. Wil U ons vergoed weer in die oggend in U mooi naam. Amen. Of the glory of the Lord.
Come and
vraag om gereed te maken om die tafel te onderdienen. Waarin ons in die kostbare atmosfeer dat we die tafel van de Heer gaat zetten. Voor ons zingen nog zien wat we hier staan. Dankie vir die geleentheid wat ons het om aan hierdie tafel te kom sit vanmôre weer. Dankie Here. Dis vir ons 'n herinnering, maar dis ook vir ons 'n werklikheid in die hart vir dit wat U vir ons gedoen het. Dit wat U aan die kruis gedoen het, en dit wat ons dan vanmôre weer hier gedenk. Here, ons wil dit vanmôre werklik uit ons hart kom doen. Ons wil dit vanmôre met 'n werklike dankbaarheid kom doen en aan U kom dankie sê vir hierdie besonderse geleentheid. En vra Heilige Gees dat U net hier in ons harte ook sal kom werk nou, terwyl ons deel het aan hierdie oomblik in die kosbare naam. Amen. En nog hier net 'n stukkie lees uit die tweede brief van Petrus, hier van vers 3 af. Sy immers, sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot lewe en Godsvrug dien, deur die kennis van hom wat ons geroep het, deur sy heerlikheid en deug, waardeur hy ons die grootste en kosbare beloftes geskenk het, sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur, nadat julle die verdorwenheid ontvlug het, wat deur begeerlikhede in die wêreld is. En juist daarom
ook moet julle met aanwending van alle ywer by julle geloof voeg, die deug en by die deug die kennis, en dan gaan hy aan met so hele paar dinge daar. Maar wat vir my besonder is hier, dat hy sê, sy goddelike krag het ons alles geskep wat ons nodig het tot die lewe van Godsvrug en om hom te dien. En dit bring by my so 'n opgewondenheid vanmôre om te weet dat ons kon saamkom hier. Ek kon hier na toe kom hierdie oggend met 'n opgewondenheid om die Here te kan dien. Nie net hier te kom dien nie, maar by die huis te kan dien. Oral waar ek beweeg, oral waar ek gaan, sy gees in my te voel en die krag wat hy ons gee in die lewe waar daar soveel vervolging en teënkanting teen die woord van die Here is, kan ek vanmôre hier kom staan en sê, dankie Here, u goddelike krag het my hier gebring. U goddelike krag het vir my alles gegee wat ek nodig het in hierdie dag om u te kan dien. Alles wat ek tot hiertoe nodig gehad het, alles wat ek nog voorheen nodig gehad het, dit lê in daardie gebroke liggaam, daardie bloed wat gestort is vir ons op Golgotha. En ons kan vanmôre net weer daarin deel en herinner word, maar elke dag het ons daardie goddelike krag en al die beloftes wat daarmee saamgaan om dit te kan deel. Kom ons deel vanmôre aan hierdie tafel en aan die liggaam van Christus. Daardie liggaam wat gebreek is vir ons, waarvan hy gesê het, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Deur daardie liggaam sal ons ook genesing ontvang. Deur daardie liggaam wat gebreek is, sal ons alles ontvang wat ons nodig het in hierdie lewe. En ook so die bloed, nadat hy die beker geneem het en gesê, dit is die bloed van die Nuwe Testament. Neem daarvan, en so dikwels as julle daarvan neem, doen dit tot my gedagtenis. As ek dit vandag doen, tot die gedagtenis van die Here, dan wil ek dit doen met dankbaarheid in my hart. Ek wil dit doen met lof in my hart. Sê dankie Here, dat deur dit alles het ek u goddelike krag ontvang. En ons wil u loof dan. Gaan luister daar 'n sangting, terwyl die broers u gaan bedien met die brood en die beker ook.
Jammer nou, kom ons gaan aan, ek gaan vir jullie lees, Johannes 7, jy het 'n paar verse daar, hier so van vers 37 af, en 'n baie bekende gedeelte wat jy heel waarskynlik ken, en dalk van jy kan quoteer, maar die Here is daar op 'n fees, en nou sê Johannes hier van vers 37 af, in daardie gedeelte, en op die laaste dag, die groot dag van die fees, het Jesus gestaan en uitgeroep en gesê, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. En dit het hy gesê van die Gees wat hy sou ontvang, wat in hom glo, want die Heilige Gees was daar nog nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie. Hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. En ek wil jy net weer herinner aan ons tekstgedeelte van so 2 weke gelede, Jesaja 12, toe ons gepraat het oor die water en oor die skep by die fontein van heil. Die skriflesing was, julle sal water skep met vreugde uit die fontein van heil. En ek wil hierdie gedagte vandag klaar maak en na die laaste gedeelte dan met u deurgaan in hierdie oggend. En ek wil dit doen onder 'n tema, die kanaal waardeur lewende water vloei. En ek wil 'n stelling maak hier aan die begin en die stelling gebruik en sê, die Heilige Gees laat water vloei waar die mens dit nie verwag nie.
die Heilige Gees werk op besonderse wyse. Hy is nie ingeperk mee en ons gaan dit so 'n bietjie later in die gedeelte weer hoor, maar die Heilige Gees laat water vloei daar waar ek en u dit nie verwag nie. Waar mense dit nie verwag nie. Toe ons gesels het so 2 weke terug, het ons gepraat oor die gedagte van wanneer ons skep by die fontein van redding. Die fontein van heil is die fontein van redding. En wanneer ons daar gaan skep, het dit 'n ewig werkende effek op 'n persoon wat daar skep en van daardie water drink se lewe. Die Heilige Gees hou nie op werk in ons lewens nie. Wanneer ons gaan skep het by die fontein van heil, begin die Heilige Gees met 'n werk wat net eenvoudig glad nie ophou nie. En Jesus verklaar dit in hierdie woorde van Johannes 7 vers 38. Hy sê daardie skep word uiteindelik strome van lewende water wat uit julle binneste vloei. En kom ons herinner ons net nog aan so 1 of 2 dinge wat ons so 2 weke gelede oor gepraat het. Ons het gesê die konteks van Jesaja 12 is 'n danklied wat deur verloste mense gesing word. En wanneer ons luister na die woorde van daardie danklied, dan kom ons agter dat verloste mense is gelukkige mense. En verloste mense is dankbare mense. Mense met 'n dankbaarheid, 'n danklied in hulle hart. En pastoor Christus se boodskap verlede week het eintlik so mooi ingepas tussen hierdie 2 boodskappe, want hy het so mooi met ons oor dankbaarheid gepraat en gesê dankbare mense is gelukkige mense. En dit is wanneer 'n mens by die fontein van heil gaan skep en die Heilige Gees begin werk, daardie lewende water in jou lewe. Jy word net al meer en meer verkoop en uiteindelik word dit strome van lewende water wat hier uit jou binneste uit begin vloei. Ons het ook vir mekaar gesê, ons dankbaarheid kom nie slegs vanuit ons eie tevredenheid waarin ons leef nie, maar dit kom vanuit God se tevredenheid. Want hy is tevrede met alles wat hy doen. Hy was tevrede met die skepping en gesê dit was goed. En so is hy tevrede, ons het gesê hy is tevrede met sy seun se offer aan die kruis in so 'n mate dat hy gesê dit is my geliefde seun in wie ek 'n welbehaag het en ek en u leef in die vrug van daardie welbehaag. Ons leef in die vrug van God se tevredenheid en ons ervaar dit in ons lewens elke dag. En nou kom ons by hierdie gedeelte waar die Here Jesus hierdie uitspraak kom maak. En dit is vir my besonder as ek deur die woord van die Here gaan en ek lees in die besonder hier in die evangelies in die tyd wat die Here Jesus op aarde was en wat hy bedien het hier op aarde, hoe hy in sy lering metafore gebruik het om dit wat hy vir mense leer so bietjie makliker te verduidelik en makliker te vertel en om groot geestelike waarhede eintlik so half op 'n kinderlike wyse oor te dra sodat almal dit kan verstaan. So kom die Here Jesus in sy bediening op aarde en hy sien die bosie raak en hy verduidelik daarin God se voorsiening aan die mens elke dag. Hy sien die sout wat buite op die grond lê en hy verduidelik daarin en vertel vir ons van die mens se waarde in sy koninkryk. En hy sien ook die saaier wat loop en saai. En hy gebruik daardie beeld, daardie metafoor om te verduidelik en te leer van die verspreiding van die woord en die verskillende harte wat die woord ontvang
En so die Here Jesus deur sy hele bediening het hy metafore, verhaaltjies, storieetjies vertel en dit word ook gelykenisse genoem om net dit wat hy verduidelik het en dit wat hy geleer het so bietjie makliker verstaanbaar te maak vir die mens. En hier kom hy nou by hierdie gedeelte, by die bekende gebeure op die Sukotfees of die Loofhuttefees. En hy gebruik 'n baie bekende ritueel daar om vir ons te verduidelik wat gebeur wanneer ons gaan skep by die fontein van heil en ons waarlik geloof in God het en die Heilige Gees in ons lewens begin werk. En dit is al nodig dat ons net so 'n bietjie vinnig na die fees gaan kyk en ek gaan nie veel daaroor sê nie, maar hierdie fees was net voor die Pasga gewees en dit was 'n fees wat so 7 dae lank geduur het. Hoofsaaklik 'n fees van blydskap oor God se voorsiening. In die besonder God se voorsiening, veral in die woestyn met die manna wat voedsel geword het en die water wat uit die rots getap is, wat uit die rots uitgevloei het en al God se voorsiening en daarvoor het hulle hierdie fees gehou en dit in blydskap gevier om vir die Here dankie te sê vir die voorsiening daardie tyd. Dit het ook herinner aan die Here se volgehoue teenwoordigheid deur die wolkkolom in die dag en die vuurkolom wat in die nag daar was. En dat was daar 'n seremonie by hierdie fees gewees, wat hulle die uitstorting van water genoem het. En met groot vreugde was hierdie seremonie uitgevoer. Die priesters het tydens die fees, gewoonlik op die laaste dag van die fees, het hulle gegaan en hulle kanne water gaan skep in die bad van Siloam. En dat hulle met hierdie kanne water geloop tot in die tempel, om die altaar en tot daar by die koper waskomme. En dan hulle hierdie water wat hulle geskep het gaan uitgiet in die koper waskomme met blydskap en dankbaarheid teenoor die Here. En die Jesus kom gebruik hierdie bekende ritueel. Terwyl hy op die fees is, gebruik hy hierdie bekende gedagte om vir hulle wat daar is 'n baie groot hemelse heerlikheid en waarheid bekend te maak en te vertel van die nuwe verbond wat daar in Christus is. Die verbond wat van my en jou 'n ware kind van God maak. 'n Heilige Gees gevulde mens. Iemand wat vol van die Gees van die Here is. En hy wil daardeur vir ons kom sê dat die dorstige mens wat die Heilige Gees ontvang, word so versadig dat daardie mens word eintlik 'n kanaal waardeur die lewende water vloei. Dit kom in ons in, ons word verkoop, ons word versadig, ons dors word in totaliteit geles, ons geestelike dors, en daar's nog genoeg, want dit begin borrel in ons, dit word 'n fontein van lewende water wat meer en meer en meer word, en dit is soveel dat dit uiteindelik begin uitloop na buite toe en oorvloei en uitvloei na hulle rondom ons wat dit ook nodig het, hulle in die wêreld waarmee ons te doen kry en met wie ons kontak het, wat ook dors na hierdie lewende water, en die Here Jesus verduidelik in die eenvoudige ritueel vir ons, my broer en suster vanmôre, dat daar is genoeg van daardie water om my en jou ten volle te verkoop, en so water dat ons het om uit te gee en oor te gee en na hulle toe te gee wat dit ook nodig het. Die Heilige Gees kom en maak ons totaal nuut. Hy kom gee die ewige lewe vir ons, maar die dorstige drinker word meer as net self ook. Daar is soveel meer. Die dorstige drinker word uiteindelik die fontein van waarheid
hierdie water vloei, en van waaruit die lewende water oorvloedig na buite toe begin vloei. Die Heilige Gees maak van ons elkeen 'n kanaal waardeur lewende water vloei. En ek wil vandag vir u sê, my broer en suster, wanneer u miskien buite die kerk beweeg en daar kom net 'n geleentheid op waar u met iemand oor die Here kan praat, waar u iemand net kan bemoedig, waar u net vir iemand 'n goeie woord kan bring, waar u net vir iemand kan sê, weet jy wat, Jesus is lief vir jou ook, wil ek vir u sê, dis lewende water wat besig is om deur die kanaal te vloei en uit te vloei na iemand wat wil drink by die fontein van heil, wat wil kom skep, en ek en jy word gebruik as kanale wat daar die water kan laat vloei deur na daardie persoon toe. Dis 'n vreugde vandag om 'n fontein van lewende water te wees. Dit is 'n fontein wat uiteindelik jou hele familie raak, jou hele buurt raak, jou werk raak, jou vriendekring raak, jou leefkring raak en die hele gemeenskap waarin ek en u beweeg. Net daardie een enkele woord wat ons soms vir iemand kan gee om hom te bemoedig, is lewende water wat borrel en uit hierdie kanaal uitkom en vloei na ander toe. En dis die vreugde van die fontein van redding. Psalm 51 vers 14 kom Dawid en hy bid en hy vra, Here, gee my weer die vreugde van heil. Hy kom en hy sê eintlik, Here, gee my net weer opnuut die vreugde van my redding. Die Dawid se geskiedenis gaan lees, veral as 'n jong man, hy het nie maklike pad gehad nie, maar hy kom op 'n punt en hy sê, Here, daardie dag, toe ek by die fontein van redding gaan skep het, by die fontein van heil, het ek 'n vreugde ontvang, wat besig is om van my afweggeneem te word, wat die bose besig is om van my te steel. En ek kom vandag en ek kom vra, Here, gee my net weer daardie vreugde terug. Gee my net weer die vreugde van my redding. Wie van u onthou nog die dag toe jy tot bekering gekom het en die siel gered het en die blydskap van die Here in jou was, wat jy wou by die deur uitlaat, ek net vir almal gaan vertel en net gaan getuig en jy wil die wêreld omkeer, want hier binne in jou siel het jy gevoel, daar's iets wat jou nou vry gemaak het en jou losgemaak het van dit wat jou gebind het, en dis wat Dawid kom bid en hy sê, Here, gee my net weer daardie vreugde terug, wat ek in daardie oomblik beleef het. Gee my net weer die vreugde van my heil en ondersteun my deur u gewillige Gees. Ek wil vanmôre vir u sê, ons het al die ondersteuning wat ons nodig het in hierdie lewe. Die bewus wees en die ervaring van die Here se vergifnis en sy genade oor ons, vul 'n mens se hele hart en jou hele wese met vreugde. En ons behoort vandag nog steeds lang vreugde in ons lewens te hê en in ons hart te hê. Dit verander jou hele wese. Daardie oomblik wat dit gebeur, jou identiteit word totaal, en dan wil nie nou daaroor praat nie, want dit gaan te veel tyd vat, maar ons weet dat jou identiteit word totaal nie. Die sondelas en die skuld van die verlede het net eenvoudig nie meer 'n mag oor jou nie. Jy is totaal vrygemaak van dit. Jy dink en jy leef nie meer uit vrees nie, maar jy leef vanuit die genade van God en die vreugde wat hy in jou lewe gebring het. Toe Paulus baie bekommerd was oor iets wat hom geweldig geplaai het, soveel so dat hy dit 'n doring in die vlees genoem het hy na die Here toe gegaan en het met die Here geworstel daaroor en hy het gebid. Hy het 3 keer daaroor gebid en gesê, maar
Here, hierdie saak pla my so ernstig, en ons weet nie wat dit is nie, die Bybel sê dit nie vir ons nie, maar God het vir hom net een antwoord gehad. My genade is vir jou genoeg. Skep by die fontein van heil, skep by die fontein van redding, gaan terug op die vreugde van jou redding, jy het niks meer nodig as dit nie. My genade lê in dit alles, en in my genade het ek elke belofte vir jou gegee, en is elke belofte gereed daar vir jou, en is daar lewende water wat jou binneste vul, en jou vol maak, en in jou begin borrel, en uitbruis, en gaan met hierdie vreugde, en gaan en doen die werk, en wees die kanaal wat ek jou bestem het om te wees. Amen. Amen. Die Here se genade vloei ook net soos sy strome van lewende water na ons toe en in ons. Dit maak ons soms suur, maar dit vat die seer van die lewe weg en maak die lewe vir ons makliker. Daardie water van liefde wat uitmond en uit ons mond uit, dit wat uitvloei, mond uiteindelik uit in 'n plek waar dit iemand anders aanraak en iemand anders verkoop in die wêreld, en dit begin lyk net anders. Die wêreld om ons begin lyk net anders, en daar waar ons water uitmond, daar sal vreugde by ander ook kom. Ek lees iets interessant rondom riviere, en ek dink ons almal weet dat 'n rivier het 'n plek waar hy ontstaan en opspring, en hoe verder hy loop, hoe wyer en hoe dieper word die rivier. Nou lees ek 'n interessante artikel, hulle sê in Palestina werk dit andersom. Die rivier, hoe verder hy loop, hoe vlakker word hy, tot hy uiteindelik uitmond, heeltemal uitmond, en daar uitloop en alles uitgee wat hy het. En dit was maar net interessant, toe ek dink aan die liefde van die Here, die strome van lewende water wat hier in ons is, en wat vloei. Dit vat ons uiteindelik na 'n plek waar ek en u daar die kanaal en daar die rivier is, waar die water gaan uitmond in mense rondom ons se lewens, en hulle lewens gaan verander, en hulle werk gaan, hulle wêreld gaan verander, en hulle wêreld anders gaan begin lyk. En dan kom Dawid hier op Psalm 36 vers 8, en hy som dit alles so mooi op, en ek wil met dit afsluit vanmôre. Hy sê die Here se goedertierenheid is so kosbaar. Die regverdige mens kan nie anders as om te gaan drink by die fontein van heil nie. Die regverdige mens kan nie anders as om by die Here te skuil nie. En dan vat hy dit nog verder, en hy sê om by die Here te skuil is soos onder die vleuels, onder die vlerke van iemand in te kom wat jou wil beskerm en wat jou wil bewaar. En hy vat dit nog so bietjie verder in vers 9 van Psalm 36, en hy sê, U laat hulle drink uit die stroom van U genietinge. Is dit nie wonderbaar dat ek en u drink uit die stroom van God se genietinge, dit wat hy wil geniet, dit wat hy wil sien, ek en jy geniet, en wat hy vir ons wil voorsien, dit wat hy vir ons wil gee, elke dag, my broer en suster, dit kom uit 'n stroom van sy genietinge en sy voorsiening aan ons elke dag. En hy gaan verder, en hy praat oor die oorvloedige goedheid en seën van die Here, en hy verwys daarin na daardie diepe vreugde en vrede en vervulling wat 'n mens net by God kan kry. Jy gaan dit nergens anders in hierdie lewe kry nie. En dan bevestig hy die gedagte in vers 10 van Psalm 36. Hy sê, want by U is die fontein van lewe. In U lig sien ons die lig. En hy sê vir ons, God is die enigste bron, die fontein, en daar sien ons die lig. In sy lig
sien ons die lewe anders en ondervind ons dit anders. Ek wil vir u sê, as ons die lewe moet sien, net in die lig van wat die lewe vir ons bied, dan sal dit maar 'n donker lewe wees. Dan sou baie van ons swaarmoedig ingekom het vanmôre. Dan sou baie van ons met 'n erge las hier ingekom het vanmôre. Maar omdat ons 'n bron het, uit wie se goedkeuring ons die vrugpluk vandag, en ons in daardie bron geanker is, het die swaarmoedigheid verdwyn, en die swartgalligheid van die lewe verdwyn, en die meeste van ons vanmôre hier ingestap met 'n danklied in ons hart, en ons wil loflied sing, en die naam van die Here groot gemaak en verheerlik vanuit die lig van God waarin ons lewe, en het die blydskap gekom as gevolg van die werking van die Heilige Gees, wat waterstrome in ons midde bewerk en binne ons lewens bewerk, en ons volmaak en ons verkwik, sodat dit uitloop, ons oorborrel en dit uitvloei na ander toe. Amen. Hoe sal ons sangdiens geklink het vanmôre? Ons hele diens, as ons almal hier ingekom het, en ons het met toemondig staan, en maar so hier in ons gedagtes 'n lied geneer, saggies, saam met musiek. Ek wil vir u sê, hierdie lied sing niks beteken nie. Maar die feit dat ons met 'n blydskap en 'n lof ons sing, vra, let your living waters flow, let your Holy Spirit come and take control. Ek wil vir u sê, die Heilige Gees kom hier neem oor elke saak wat jy voor die Here bring. Die Heilige Gees kom hier neem oor elke saak en elke stryd waarmee jy worstel in hierdie tyd. Die Heilige Gees kom hier neem oor alles wat ek en u van die Here verlang en wat ons van hom vra, en hy laat die stryd en laat die swaar kry en laat die worsteling in 'n oomblikse tyd kom verander in strome van lewende water wat uit ons binneste uitvloei, en ons kan hom loof en ons kan hom dankie sê vanmôre en sy naam groot maak en verheerlik, want daardie strome van lewende water hou net eenvoudig nooit op nie. Dit loop oor in kanale wat uitloop uit ons uit, en ons put daar uit kanale waardeur die Heilige Gees werk, en in die proses word die kanaal ook skoon gemaak en gereinig van dag tot dag, en is ons skoon en vry voor die Here, sodat ons as kanale die droë grond rondom ons kan weer vochtig. Die strome van lewende water wat ons ontvang, die strome wat jy nie kan keer nie, strome wat jy nie kan stop nie, wanneer daar die vreugde van jou besit neem, wil dit net uitborrel, en dit wil net oorvloei, en dit wil net ander bemoedig, en ook die grond waarop hulle beweeg, bevochtig, en wanneer ons saamkom, en wanneer ons behoeftes voor mekaar noem, en ons vir mekaar sê, maar dit gaan so swaar in die lewe met my, en dit en dat gebeur, dan het ons 'n stroom wat uitvloei, en sê, maar kan ek nie net 'n hand op jou lê en vir jou bid nie, of ons het 'n stroom van 'n arm, wat ons net op 'n skouer kan slaan, en vra, Heilige Gees, wil U hierdie persoon net kom omarm, en kom versterk, om krag gee nie, wanneer die Heilige Gees begin werk, my broer en suster, en ons kan vir ons dalk daar die vraag afvra vir op vandag, maar waarom werk dit anders? Waarom te midde van die storms van die lewe ervaar ons steeds daardie vreugde? En daar is een antwoord vanmôre, en dit lê in lewende water. Die lewende water kom verander dit. Die Heilige Gees word nie beheer deur natuurwette nie. Die Heilige Gees is die derde persoon in die Godheid,
en hy werk in soewereiniteit, net soos wat God soewerein is, en hy werk bo-natuurlik, en wanneer sy strome van lewende water deur my en jou begin vloei, my broer en suster, wil ek vir u sê, jy is in staat tot wonderwerke, jy is in staat tot oorwinning oor elke ding wat met jou kan gebeur in hierdie lewe. Ons is in staat om wanneer ons vir mekaar hande op te lê, wanneer ons vir mekaar bid, wanneer ons vir mekaar kom bemoedig, om wonderwerke te sien gebeur, want die werk van die Heilige Gees is wonderwerke, is bo-natuurlik, werk die Gees aansluit, dit werk soos God het bepaal, en soos hy dit wil hê. En daarom moet ek en jy strome van lewende water, wat uit ons binneste uitvloei. En ek wil u bemoedig, in die tyd waarin ons leef, moet jy ophou drink by die fontein van lewe. En moet nie die water van die Heilige Gees stop en keer en te vloei nie. Hy wil dan vir iemand 'n wonderwerk deurlik. Hou aanglo 'n wonderwerk. Ag, ek is maar ek voel om iets te doen. Wie wat hier saam met my verwag dat kom onder lê. Haar skoonseun gaan deur 'n baie moeilike tyd met kanker. En ek voel ons in staat tot 'n wonderwerk. Weet nie wat die Here wil doen, weet nie wat die Heilige Gees wil doen, maar as daar iemand is wat saam met my wil kom aan jou lê, opwag, saam met my kom bid. Mag ek dit dan so'n bietjie die kant beskryf met ons net. Ruk en dan op lê. Ons sal vir Marius bid. Marius is nie onbekend by ons gemeente nie. Hulle het op 'n stadium hier aanbid. Saam met die daar. Ons vraag dat nog iemand is wat gebed nodig het, wil jy nie vinnig nie na vore toe kom, en ons gaan saam met die bid, die Here vertrou vanmôre vir 'n goddelike aanraking nie. Dan nog iemand is, dankie, dan kom nog iemand uit, nog enige iemand wat gebed nodig het, kom staan saam net hier voor, so langs die tafel, en ons gaan saam met die bid van die bidders, hou aan saam met my.
die lichaam zal aanraken, dat je nou stroom van geneesing hier in die lichaam zal vloeien. Heer, dat die waarlijke werk zal doen, waar ons verplaatst staan en waar ons weer verklaren heeft, die waar ons net zal herkennen en beleiden, dat die Heilige Geest wordt niet ingeperkt, die zijn werk wordt niet ingeperkt. Die Heilige Geest werkt in wonderwerken en ons bidden we vragen, Heer, dat al waarlijk een wonderwerk zal doen in die kostbare en die lieflijke naam. En ons leven die dank is. Die stromen van levende water vloeien en waar ieder wil dat het vloeit. En die Heilige Geest werkt naar waar hij wil werken, Heer. En ons bid, vaders, vanmorgen, met de kanker in die naam van Jezus. Heer, God zal aanraken in de ogen, dat die hand van genezen en die stromen van genezen, voor dat alle gaan zal het vloeien, Heer. En dat die daar ook een wonderwerk zal doen. En die kostbare en die lieflijke naam. Amen. Halleluja. Hoe is ons kostbaar dat ons drink en vol word en oorvloei vergoed van die levende water van die Heilige Geest. Ek wil nie mooi as iemand is hier wat dit nog nie geproot nie, wat dit nie verstaan nie, kom selfs met my. Dit is nodig dat u in hierdie tyd sal drink by daardie fontein van heil en dat u daaruit sal bid dit wat die Here vir ons wil gee in hierdie tyd. Mag die Here vir u stuur. Ek dink ons gaan afsluit met die slotlied. En ons gaan wag en diens en offergawes. Daarna vir die vrou mense vir 'n oombliekie weer eens lekker te neem en net so weer op die afkondiging in die wil. Staan saam met ons. Doe voor en gaan sturen vir die offergawe. Hemelse Vader, baie dankie ook vir hierdie voorsiening van U. Dankie dat dit ook deel is van die stroom van lewende water. En dat ons môre kan kom, maar net so klein bietjie kan kom bydra. En vir U kom dankie sê vir U voorsiening. Ons gebed is, Here, dat U dit sal gebruik, dat U dit sal vermeerder, dat U ons sal kan doen met dit wat ons moet doen. In die kostbare en die lieflike naam. Seën elke blymoedige gewer vanmôre, vra ons in die kostbare naam. Amen. Kom ons in die lied. Ons in die Weer komt onze redder,
die sitplekke neem. Ek gaan tot aan die geleentheid gee, als en nooit ook ietsie sê, weet jy of daar die microfoon anders doen, wees, sal we daar praat. En wil ek dankie sê vir die gemeente. En kyk, vanmorgen is 35 jaar dit van die gemeente. En ons het baie dinge gedoen, maar mense het tyd uitreike gehou en lofdienste gehou. Ek en Anne het in die week gekyk na al die lofdienste wat ons al gehou het in die gemeente. En ek wil eer en dank daarvoor. Nou ek het beland in 'n bediening wat ek nooit in my lewe gedink het ek sal in beland nie. En dit is 'n bediening by die polisie. En dit is nou die 8ste jaar wat ek bevoorreg is om elke woensdagoggend al die administratiewe personeel van die polisie te bedien met 'n 5 minute boodskap in die raadsaal waar hulle die groot vergadering hou. En dan in die aand, dan bedien ek al die polisie wat in uniform is by die aanklagkantoor. Nou daar is 150 lede van die polisie by die polisiestasie. En Marie en Ernst se seun, Pieter, van der Lit, ek is onder sy leiding daar, ons twee, hy bedien die spelers en die ander, nou sien ons, elke keer as ons in die raadsaal kom, staan minder stoele. En ek vraag, wat word van die stoele? Waar gaan die stoele heen? En dan sê maar die mense in die kantoor is die stoele breek, en hierdie stoele breek. En daar is net nie voorsiening in die polisiestelsel om te vervang wat breek nie. En een oggend terwyl ek stil te tyd uit, toe sê die Here van my man, gee vir 'n stoel. En sê, wel, as elke gemeente een stoel kan borg, dan het ons genoeg stoele om daar die plek te voorsien. En wat ek wonderlike ding sal wees, as hulle weer die gemeentes ondersteun. Hulle staan teen 'n onmag van geweld, van duisternis. Ons kan nie beskryf, maar nie daai mense dit doen met elke dag nie. En verlede jaar het ek gevra dat ons vir 'n vrug te gee, en wat 'n wonderlike voorsiening het die Here deur hierdie gemeente gegee. Ek was verstom verbaas. En nou wil ek weer vra asseblief, as dit in jou hart is om 'n bydrae te gee, dat ons kan stoel koop vir die polisie, sal ek so waardeer. En die eer sal aan die Here gegee word. Amen, baie dankie, as die Here dit op die hart lê, en hierdie sal buitedra, selfs vir ons met Dankie, kom ons kyk of ons van die gemeente se kant af dit so bietjie gemakliker kan maak daar. Baie dankie. Ek wil herinner aan die feesblad, wat eersdaags gereeds gaan wees, ons 100 jaar feesblad. Die prototype is daar in die portaal, wat jy kan neerlaai en kyk en die bestelling daar op vorm sit. Dit is nie aan mekaar vastgemaak nie, bloot maar net omdat dit nog net 'n toetsloopie is, maar ons het reeds 'n bestelling geplaas vir die finale produk en binnekort sal dit gereed wees. Koop die R180. As u van wil bestel, u kan sommer 'n direkte inbetaling maak by die kerk se rekening. Merk dit net baie duidelik feesblad en die naam. Ek wil ook vra dat as u reeds 'n inbetaling gemaak het, wil u nie net die naam op die lys daar agter sit en net daar byskryf betaal nie. Dit wil lyk of daar inbetalings gemaak word vir dit en mense dan nie hulle naam by dit sit nie. Dit maak dit so 'n bietjie moeilik vir die administratiewe werk. So as jy reeds die inbetaling gemaak het vir die feesblad, sit net die naam agter op die lys en skryf jy daarby betaal, dan weet ons dat waarvoor daar die gelde ingekom het. Baie dankie. Ek herinner julle aan dat ons teen die einde van die maand, die laaste Sondag van die maand, 'n Kerssangdiens gaan hou, deel van ons 100 jaar fees. Jy het seker die advertensie
gesien op die lidmategroep wat ons uitgestuur het, maak jy gereed vir 'n heerlike tyd van Kerssang en 'n feesgeleentheid. Jy moet ook asseblief registreer vir daardie geleentheid. Kyk maar op die advertensie, is daar 'n registrasiedatum en registreer net dat ons ook getalle kry. En dan wil ek sê ook slank vir u noem dat ons gaan weer ons jaarafsluiting hou in die vorm van 'n heerlike kuier hier buite op die gras. Eerste Sondag in Desember gaan ons weer 'n spesiale diens hou en ons gaan na die diens in die vorm van 'n bringendraai ook weer lekker saam kuier en die jaarafsluiting hou. Die bykosse sal weer voorsien word. Binnekort sal ons ook 'n vorm gereed hê waarop jy moet registreer vir dit. So jy gaan belangrik voel in die laaste maand, jy moet 'n paar keer registreer vir dinge. Maar dit is wat net om al die reëls rondom dit makliker te maak en weer vlot te laat verloop. Dis die afkondigings wat ek vir julle wil voorhou. Seëning vir die dag, kuier lekker saam. Hier dan gaan drink lekker koppie koffie en dan om 1700 uur vanaand is ons aandbijeenkoms en ons gaan so 'n bietjie kyk na verskillende dope in die Bybel. As jy kan saamkom, kom gerus en kom selfs lekker saam met ons die Here seën vir u. Here, baie dankie dat ons die voorreg het in die huis te kon wees vandag. Dankie dat ons aan hierdie tafel kon sit. Tafel waar daar so baie sitplekke oop is. Vra ons dan dat elke lidmaat vanmôre sy hand sal uitreik na sy medebroer en suster en hom of haar nooi om sit aan die fontein van lewe, daar waar hy water kan kry en vol lewe sal opstaan en die week wat vir hom voor lê sal kan geniet tot eer van die Here. Dankie vir hierdie woord. Dankie vir die salwing, dankie vir die krag. Dankie vir u heerlikheid. Dankie vir ons saam te sein in Jesus naam. Amen.